In 2020 het ons weer te doen met 5 organiese verbindings vanaf A tot en met E. Ons jou eerste vraag, wat is die funksionele isomeer van verbinding D? Nou, gaan kyk gerus die 2019 video wat redelik breedvoerig oor pentan 2-oon praat. Daar word ook verwys na die posisionele isomeer wat pentan 3-oon is, maar die funksionele isomeer wat 'n ander funksionele groep het, is pentanaal. Pentan 2-oon is 'n ketoon, pentanaal is 'n aldehied. Nou wat is die IUPAC naam van verbinding A? Daar is ons hoofketting. 6 koolstowwe, enkelbindings, heksaan, 6 koolstowwe. As ons nommer van links na regs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sit ons met 5 bromo, 2,3 dimetiel heksaan. Wat die korrekte naam is. 'n Manier om dit ook te verifieer. 5 plus 2 is 7 plus 3 is 10. Ek gaan terugkom na die 10 nou. Want sê nou jy het van die ander kant af genommer. Sê nou jy sou gesê het 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sou dit gewees het 2 bromo. Bromo kom eerste want bromo is alfabeties voor metiel. Dan 4,5 dimetiel heksaan. En dit sou verkeerd gewees het. 2 plus 4 is 6, plus 5 is 11. En hier's wat jy moet weet. 10 is 'n laer waarde as 11. Ons soek die laagste moontlike som van al ons getalletjies. So in hierdie geval is die korrekte naam 5 bromo 2,3 dimetiel heksaan. Die struktuurformule van 4-metiel pent 2-ein. Pent 5 koolstowwe. 1, 2, 3, 4, 5. Ein alkyn trippelbinding, waar kom die trippelbinding op die tweede koolstof? 1, 2, 1, 2, 3. En dan op die vierde koolstof 1, 2, 3. Vierde koolstof word daar 'n metielgroep. En nou moet ek basies net waterstowwe byvoeg en bindings byvoeg. Eerste koolstof kort 1, 2, 3, 4 bindings. So ek moet 3 waterstowwe daarby sit. Tweede koolstof 1, 2, 3, 4 bindings, geen probleem nie. Derde koolstof 1, 2, 3, 4 bindings, geen probleem nie. Vierde koolstof 1, 2, 3, 4, so daar kort 'n waterstof. Laaste koolstof 1, 2, 3, 4 en ek moet net my 3 waterstowwe byvoeg. Wat is die betekenis van die term primêre alkohol? Ons het al voorheen hieroor gepraat, jy moet weet wat se primêre, sekondêre en tersiêre alkohol, maar die koolstof wat aan die hidroksielgroep gebind is, dis die OH groep, is aan slegs een ander koolstofatoom gebind. Nou sê hulle vir ons, daar is 'n alkohol en daar is propanol wat reageer met 'n onbekende organiese verbinding om verbinding C te vorm. Hulle vra vir ons watter reaksie vind hier plaas. Wat is verbinding C? Kyk mooi. Jy het jou karbonielgroep daarso. Maar nie net het jy die karbonielgroep nie. Die karbonielgroep is gebind aan 'n suurstof. So hierdie is 'n ester. En 'n ester bestaan uit 2 aspekte.
die alkohol en die karboksielsuur. Watter alkohol? Die C3-alkohol. So daai is propanol wat daar gebind het en aan die regterkant 'n karboksielsuur wat bestaan uit 4 koolstowwe. So dit het reageer om 'n ester te vorm. Wat is die tipe reaksie wat plaasvind? En dit is esterifikasie. Wat is die katalisator wat ons gebruik? Swaalsuur, H2SO4. En dit vorm dan vir ons ester. En wat is die byproduk? Die byproduk is water. Laaste vraag vir 2020. Wat is die IUPAC naam van verbinding X? Jy weet reeds die alkohol is propanol en propanol lewer vir ons in 'n ester propiel. En dan 4 koolstowwe in die ester. Butanoaat en butanoaat is afkomstig van daai verbinding X. En wat is daai verbinding X se IUPAC naam? Butanosuur.